Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Ja, hartlik welkom by nog 'n episode van Familiewyse Welvaart. Jy is ingeskakel op een van ons podcastkanale of jy kyk op YouTube na die video. Ek het vir Niels Grobelaar by my. Welkom Niels. Hallo Willem, dankie. Ja, ons gesels oor familiewyse welvaart en 'n interessante onderwerp waar ons vandag gesels, maar ek gaan gou vir Niels voorstel. Hy's gedoktoreerde rekenmeester, hy's ook 'n finansiële adviseur. Maar dan die onderwerp waar ons vandag gesels is dalk 'n manier hoe ek jou nog nie voorgestel het nie, maar jy's 'n trustee op menigte trusts. Ja, kinders weet vader van vele om is dit as kan beskryf, nee. En dit raak 'n baie belangrike veld, veral soos wat regulering het nou het. April maand, die 1 April 'n jaar terug, was dit nie 'n April Fool's joke nie. Dit was geen grap nie. Ja, waar jy net in terme van die wet op beheer van trustgoed 'n enorme klomp verpligtinge en verantwoordelikhede op trustees gelê word, met baie swaar boetes as hulle nie daaraan voldoen nie. Ja. So, as jy 'n trust het, bly ingeskakel, jy het nodig om hierna te luister. Goed, my naam Willem Lategaan, ek kom uit welvaartbestuur, maar ja, het self ook baie trust en fiduciêre ondervinding. Ek behoort ook aan FISA, lid van die Fiduciêre Instituut van Suid-Afrika. So, Niels, ek dink ons het ons onderwerp al weggegee, maar waar praat ons? Ja, dis 'n ding wat ek dink baie meer aktueel is, so dit kies jou trustee met sorg en wysheid. Dit was baie keer net 'n formaliteit, maar dis ver meer as dit. Nee, verseker, jy so, hier kan mense wees wat nou luister en sê, maar ek is nie eens heeltemal seker wat 'n trust is nie, so. Private trust word in baie jurisdiksies oor die wêreld toegelaat, en wat tipies in sulke trusts gebeur is, of jy nou 'n trust in Engeland het, of in Suid-Afrika het, of in die VSA het. 'n Trust kom tipies tot stand wanneer 'n oprigter, 'n settlor, baie keer met 'n kleinerige bedrag 'n bate in die hande van trustees oorhandig, en daai trustees met daai bate tot voordeel van die trustbegunstigdes bestuur. So dis maar net die basiese meganisme van 'n trust vir die van julle wat nou hierna luister en nie weet wat 'n trust is nie, maar die persoon wat die bates namens die begunstigdes bestuur, is tipies nie net een persoon nie, dis 'n groep van persone, en waantoe wetgewing in elk geval in Suid-Afrika die afgelope klomp jare gegaan het, is daar toenemend druk deur ons howe dat hierdie groep persone wat hierdie bates bestuur nie almal verwant kan wees nie. Hier moet 'n onafhanklike party wie onverwant is onder hulle wees. En van daar dan nou die onafhanklike, onpartydige trustee, waar die meeste die laaste klompie jare begin kyk het, wanneer ons trustees aanstel op trust, wat die verwantskap van hierdie trustee teenoor die begunstigde en selfs die ander trustees is. Ja, en ek dink daar's 'n element van onafhanklike trustee wat eintlik 'n professionele trustee word. Ja, dis wat besig is om te gebeur. Want ons het nou 'n familievriend wat dan 'n onafhanklike trustee is, en hy tik al die boksies wat betref die onafhanklikheid. Maar weet hy hoe 'n trust werk, weet hy wat sy verpligtinge is, en weet hy wat sy regte is, en daai tipe goed. So die gebruik van dan 'n professionele onafhanklike trustee, dink ek gaan baie sterker in die volgende paar jaar na vore kom. Ja, weet en waar mense internasionaal op 'n plek is eintlik van meer korporatiewe trustees wat baie duur is ons gelukkig in Suid-Afrika. En korporatiewe trustdienste is beskikbaar, maar ons het daarom nog die geleentheid om net jou rekenmeester wie hierdie dienste bied, of ander finansiële professionele mense wie hierdie dienste bied, kan ons daarom nog as 'n trustee weet om ons trust kry sonder dat ons noodwendig die duur korporatiewe fooie hoef te betaal. Maar kom ons begin gou aan die kant van die meester, want ek het verwys na die wet op beheer van trustgoed. In baie kort, wat is 'n trustee se verpligtinge nou rapporteringsgewys na die meester toe
nadat die veranderings ingekom het. Ja, kyk, die aanvanklike verpligting was geweest dat die beneficial ownership register, ek weet nou nie wat 'n mooi Afrikaans daarvoor Ja, dis is. maar as jy na 'n trust kyk en jy gaan sê my kinders is die begunstigdes en hulle kinders. Maar nou moet jy gaan kyk, weet, hoeveel van jou kinders is in lewe, en is die van jou kinders wat al kinders het, en nou moet jy hierdie partye by naam begin identifiseer, en nie net hulle identiteitsdokumente nie, maar ook weet waar hulle bly en allerhande sulke inligting. Ja, so die meester het daai fasiliteit geskep dat daar nou 'n register bygehou word van elke trust, wie sy trustees, wat die verwantskappe is, wie die begunstigdes is, tot in die derde geslag, soos wat jy daar verduidelik. En dit was die afskop gewees. Maar verder is die verpligtinge van 'n trustee eintlik al vir jare in die trustwet, die wet oor beheer van trustgoed vasgevat, oor beheer vat oor bates, aanwend ten voordeel van die begunstigdes. Trust se eie bankrekening, die fondse daar. Ja, en alles wat daarmee gepaard saam. En ek dink die een ding wat baie verwaarloos is oor tye is die formele neem van besluite. Ja, trustee vergaderings, resolusies. Ons het seker al 'n goeie 10 jaar terug begin om die basiese vergaderings se notules daar te stel en op leer te hou, vir ander redes as wat die wetgewing dit vereis het, maar ons wil ook hierdie ding voorkom dat 'n trust eintlik as die oprigters alter ego gesien word. Daarom moet daar formele vergaderings gehou word en die trustees moet hulle insette kan lewer. Maar dit gaan alles nou na 'n volgende vlak toe en daai trustee moet besef dat hy is eintlik in 'n mate verantwoordelik vir elke bate wat binne in daai trust gekoop word, verkoop word, verhandel word. So dis 'n wye verantwoordelikheid om daai trusteeskap te aanvaar. Ek dink jy het net nou na buitelandse truststrukture toe verwys en ek en jy weet hoe duur dit is om in daai strukture te funksioneer, en ons gee baie keer die kliënte die advies oor hoeveel geld het jy regtig nodig om so 'n trust ekonomies te kan bedryf. Ek dink ons is in Suid-Afrika op die punt dat die trust vir 'n gemiddelde kleinerige ou net nie meer koste-effektief is nie. Ja. Want jy het twee goed wat ter sprake kom. Jy het al jou verpligtinge om na te kom, wat iemand vir jou moet doen as jy dit nie self kan doen nie, en dit gaan nie verniet gebeur nie. Ja. En professionele trustees, soos wat ek en jy op baie gevalle is, kom by die plek dat jy vergoed moet word vir die risiko wat jy neem en die tyd wat ingaan vir die uitvoering van jou pligte as trustee, en daarvoor moet jy vergoed word, soos wat eintlik internasionaal lank reeds gebeur. So ek voorspel dat in die volgende 10 jaar, soos wat ons trust opgerig is, ons gaan begin met ontbinding van trust en 'n trust wat 'n meentuis besit wat verhuur word. Die ouens se luister, hierdie is net eenvoudig net nie meer die kolie sous werk nie. Ons vat maar later ons houe met boedelbelasting of wat ook al ter sprake is, maar ons kan nie die 15 of 20.000 rand per jaar wat dit kos om hierdie trust aktief aan die gang te hou, meer eenvoudig bekostig nie. So ek dink daar gaan so beweging wees in die volgende 3 tot 5 jaar wat trust bietjie gaan uitsorteer, en miskien is dit nie die doel van die wetgewing gewees nie, maar ek dink nie dis noodwendig 'n negatiewe ding nie. Nee, verseker, want trust is baie keer misbruik. So as mens aanvanklik kyk, met mense skep trust, en kom ons sê jy het 'n trust wat jy vir die regte redes geskep het en wat jy die regte hoeveelheid bates in het, is dit baie belangrik dat jy weet in die jurisdiksies, soos in ons geval waar ons hierdie nou in Afrikaans doen in Suid-Afrika, weet wat die wetgewing in jou spesifieke land van toepassing weet op die trust is. Waar ons oor buitelandse trust gepraat het, weet moet jy dit verstaan. Ons vind toenemend ook met kinders wat emigreer, wat trustees op Suid-Afrikaanse trust is. Jy weet hoe moeilik dit raak. En jy kan per ongeluk 'n trust laat emigreer, sonder dat jy bewus is daarvan, en dan ewe skielik sit jy met al die kapitaalwinsbelasting gebeurtenisse wat jy nie aktief deel, jy het nie gaan besluit, luister, ons gaan nou hierdie trust 'n buitelandse trust maak nie, maar 'n trustee gaan dood, 'n trustee word aangewys, die onafhanklike trustee sit dalk in die buiteland, en ewe skielik het jy 'n trust wat in die buiteland beheer word, en die reperkusies daarvan kan enorm wees. Verseker, jy sit met 'n ander dilemma, so selfs al sou die, ons sê dis nou 'n kind wat emigreer bedank as trustee,
dit raak ook al hoe moeiliker om uit daai trust uit vorentoe kapitaal by hulle uit te kry deur vererwing. Jy weet, dan moet mense na alternatiewe soos buitelandse polisse miskien in daai geval kyk. Goed, so weet mense moet ook baie keer gaan vra, weet hoekom het jy die trust geskep? Ek en Niels het 'n vroeëre episode gedoen waar ons eintlik dieper gaan kyk het na, weet dat jy trust akte gaan skryf en eintlik die dieper rede hoekom jy die trust skep, gaan verwoord in die akte. Jy kan gerus na daai episode gaan kyk, maar my ondervinding met trust in Suid-Afrika is, maar trust word primêr nog geskep vir batebeskerming aan die een kant, maar ook nog steeds vir belastingbeplanning. En daar is nog steeds geleenthede rondom dit, maar mens moet baie fyner trap. Jy kan baie maklik onkant gaan daar. Ja, ek dink, soos die Engelsman sê, watch the space, ek dink in die volgende begrotings en sovoorts gaan artikel 7C van die rentes was klaar 'n sterk stap in daai rigting en die hele, dis verseker iets wat onder die vergrootglas is in die belastingwetgewing, maar as jy teruggaan na die wese van 'n trust, en dit is die beskerming van die bates vir die langtermyn, daai kern bly daar, dit het nog nooit verander. So selfs as jy later geen belastingvoordele meer kry nie, as dit jou hoofrede is, dan moet jy nog steeds, as jy genoeg bates het om in 'n trust te sit, moet jy nog steeds baie sterk oorweging skenk daaraan om 'n trust te gee. Goed, jy werk met baie mede-trustees, jy weet, om die tafel, weet, dit raak eintlik soos 'n klein spannetjie wat 'n besigheid bestuur. En jy weet die verhoudings tussen daai mense, so as jy 'n trustee kies 'n trustee wie 'n spanspeler gaan wees, wie regtig 'n sterk persoon is wat 'n mening van sy of haar eie het, nie 'n ja-broer wat net ja en amen op alles gaan sê nie, maar iemand wie regtig moeite gaan doen om ook nie net die mede-trustees te ken nie, maar die begunstigdes. Want ons bestuur die trust primêr vir die begunstigdes. Ja, ek sien maar uit my wêreld uit, as ons op 'n kritiese plek kom en ek kan vir iemand sê, luister, maar ek het hier gesprek met jou pa gehad toe hy nog geleef het. Dis die doel, dis waarna ons hier kyk. Dit in 'n situasies waar jy al 'n derde geslag het, so die pa het 'n trust opgerig vir sy dogter en die dogter het kinders. Nou hulle is al volwasse, maar hulle sukkel, argumentsonthaalwe. Kry ons baie dat daai kinders druk op hulle ouers begin sit om sekere voordele uit die trust te ontvang. En dan moet jy 'n trustee wat kan opstaan en sê, luister, ekskuus, maar hierdie trust het oupa opgerig om na jou ma te kyk. As daar iets oor is eendag, dan sal ons dit vir jou gee. Maar hierdie het 'n primêre doel. Ja, die trust akte sê jy's 'n begunstigde, 100%. Maar ek weet wat jou pa se woorde was, of jou oupa se woorde hier was. En ek dink mense moet die waarde van dit nie onderskat nie, en soveel te meer as dit iewers in 'n skrywe vervat is. Hulle is dit 'n handgeskrewe dokument waar daai oupa inskryf en sê, luister, ek wil graag my dogter versorg en as dit kan die geld oppas, dat my kleinkinders eendag iets kyk, maar my eerste dat hulle kan gaan studeer of wat ook al. My eerste prioriteit hier is dat my dogter of my vrou en daarna my dogter versorg kan word. Dit maak 'n trustee se hand so sterk. En ek dink dis iets wat ek weet, ek in die volgende 5 na 10 jaar in my praktyk baie gaan aan werk waar 'n ou optree as trustee is om daai brief te kry, om daai hart van wat wil 'n ou hier reg kry. Weet daar fisies op skrif te hê. Ja, verseker. Goed, en dan gaan dit oor beheer, né? So mense sit bates in trust, maar hulle wil effektief eintlik nog die bates beheer en dan hulle amper nog in hulle testamente gaan sê wat met die trustbates moet gebeur en dit raak baie gevaarlik, Ek dink nie dat mense hoef enigiets meer daaroor te sê nie. So as jy regtig die Engelse woord control freak is 'n trust jy waarskynlik nie jou regte ding nie, maar weer eens hoe belangrik die regte trustees verseker, is. As daai trustee jou hart verstaan, kan jy beheer laat gaan, want jy laat dit in die regte plek gaan. Die trustee gaan jou beskerm, en seker maak dat jy nie verkeerde goed met die bates gebeur nie. Dis heeltemal reg. Goed, so die lewe verander en jy weet die trust is dalk vir hierdie dogter bedoel, maar sy's in 'n ongeluk oorlede. So is jou trust akte so geskryf dat daar buigsaamheid is en dan ook weer terug. As jy die regte trustee kies, is dit 'n trustee wat die familie en die opset so goed ken dat hulle weet as dit 'n diskresionêre trust is. Diskresionêre trust is maar net 'n trust waar die trustees in hulle eie diskresie hulle besluite kan neem. Dat dit 'n trustee is wat regtig jou hart geken het en wat in lyn met jou wense sal handel.
Ja, wat ons nou ook baie kry is 'n trust wat opgerig is vir 'n spesifieke bloedlyn, maar die bloedlyn kom tot 'n einde. Ja. En dat daar genoeg voorsiening gemaak word om dan daai te kan aanpas na waar die bloedlyn nie tot 'n einde gekom het nie. Dat jy die akte kan wysig as dit regtig nodig is. Goed, baie interessante gesprek. As jy 'n trust het of beplan om een te hê en jy weet nie wie jou regte trustee is nie, bly ingeskakel. Ons vat gou die breek net en ons is nou terug. Dankie aan RIG. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RIG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG. Wysheid vir ware welvaart. Right, ons is terug na ons handelsflitsbreek. Niels, ons is in episode 88. Ja, wil ons gesels bietjie oor hoe kies jy jou trustees met sorg en wysheid. Ja, nou het wysheid nodig. Goed, so kom ons kyk gou wat gebeur tipies in 'n trust. So die oprigter gee bedrag geld of trust kom tot stand, daar word bates in 'n trust geplaas en die trustees hou tipies die trust eiendom as dit fisiese eiendom is, onroerende eiendom, maar as dit geld is dan belê hulle dit tipies. Ek dink dis een belangrike ding wat trustees doen. Dan die administrasie van 'n trust waaroor ons met Niels veral gesels het voor ons breek. Hierdie spasie het baie streng geraak, beide van die meester, maar ook van die ontvanger se kant af. So as jy 'n trust het waar daar nie behoorlike rapportering na die meester of na die ontvanger toe op is nie, is jy reeds in die moeilikheid. So gaan vind net uit hoe diep is jy in die moeilikheid en maak dit vinnig reg. Ek dink terug na die familiekant toe waar die trustee regtig die familie moet ken in 'n familiebesigheidskonteks. Die maak van verdeling, so 'n bietjie met ons gesels, want 'n trust is nie altyd net daar om kapitaal te akkumuleer nie, want dan sou 'n trust net kapitaalbegunstigdes gehad het. Maar het inkomstebegunstigdes ook, waaruit daar inkomsteverdelings gemaak kan word, en daar kan selfs kapitaaleverdelings gemaak word. Praat bietjie met ons daaroor. Ja, kyk, so tradisioneel het mense inkomsteverdelings gebruik om effektiewe belastingbeplanning toe te pas en te sê die trust het R5 se inkomste, omdat sy belastingkoers in ons omgewing tans 45% is, dis daar makliker of goedkoper plekke om belasting te betaal, en dan het almal om die tafel gesit en verdelings is gemaak en na die individuele belastingbetalers met laer koerse. Met laer koerse en inherënt is daar niks meer fout nie. Die teenkant net daarvan is dat daai verdeling bring 'n verpligting op die trust, want dit is 'n toekenning wat vestig in 'n begunstigde se naam. En gee vir die begunstigde bepaalde regte en sekere hoop in die toekoms dat daar weer verdelings kan wees. Korrek, en nou het jy 10, 12 of 15-jariges wat leningssekerings het wat nie testamente het nie. Of hulle trou en hulle het nie goeie huwelikskontrakte nie. So die maak van verdelings wat op die van bo af of net bo langs gekyk 'n eenvoudige besluit is waar betaal ons die minste belasting, is 'n baie komplekse ding. En 'n kapitaalverdeling kan gemaak word, maar die invloed daarvan op daai begunstigde se boedel moet weer in ag geneem word. Een van die primêre aanwendings van 'n trust is maar om boedelbelasting so ver as moontlik uit te stel of te vermy. Ja. So die maak van verdelings is 'n komplekse wêreld en jy moet mooi gaan dink oor wat jy besig is om te doen, want dit kan 5 of 10 of 20 jaar later duur te staan kom. En as jy 'n holistiese beplanning doen wat na die kinders se finansies saam met die trust se finansies en die groter familie se finansies kyk nie, kan daai verdelings geweldige gevolge vir 'n besigheid in 5 en 10 en 20 jaar oploop. Artikel 7C rondom die verdelings het ons so 'n bietjie verligting gegee. Huidiglik word dit so toegepas dat ons daarom nie rente op daai leningsrekenings wat ontstaan hoef te hef nie. Maar dis iets wat met 'n swaai van 'n pen kan verander en wat massiewe reperkusies vir 'n klomp ou gevestigde trust wat 'n sekere manier van besigheid gedoen het gaan hê. So die maak van verdelings is beslis iets wat omsigtig gedoen moet word en waar jy goeie advies moet kry. En waar jy goeie trustee nodig het. Ek dink as ons kyk na dit wat op die skerm is, die van julle wie kyk. 'n Gemiddelde trustee kan jou trustbates hou en dalk selfs met die hulp van goeie beleggingsadviseurs belê. Hulle kan selfs jou trust administreer, maar ek dink die kuns
waar ek dink uitsonderlike goeie trustee onderskei word van ander trustees lê juis in die maak van verdelings, want dit lê ook baie keer op die vlak van die verhoudings. Ja. So nou gaan jy diskresionêre verdelings doen en jy gaan vir Boetie R100,000 gee, maar vir Sissie net 50, want jy het haar studies die afgelope 5 jaar betaal en sy het nie nou nodig om soveel te kry nie, maar nou moet jy dit vir hulle kan verduidelik. As daar nie verhoudings is nie, gaan jy dit nie kan doen nie. Ja, maar dit is tog waar die goed reg geloop, wonderlik om te sien hoe so ding vol sirkel toe gaan. Ek het 'n vergadering verlede week in my kantoor gehad, waar die kinders nou deur hulle professionele kwalifikasies kom, waar 'n trust vir hulle gesorg het en hulle daar gekry het, wat hulle vir my sê, maar pappa, mamma het nou vir ons gesorg tot hierso, ons wil nou vra dat hulle die verdeling stop, ons wil nou aangaan op ons eie, hulle kan daai nou vir hulle ou dag by mekaar begin maak. So lekker om in daai gesprekke betrokke te wees en die dankbaarheid te sien vir wat die trust vir daai kinders beteken het en ook besef maar ons het nou klaar gevat uit die trust uit. Ons sal nou 'n bietjie op ons eie aangaan en kan ons nie bydra tot hierdie trust. Dis fantasties. Dit is lekker om te sien en te beleef. Ja. Goed, die van julle wat na die video kyk sal 'n diagram op die skerm sien, is net te klein vir julle om te ontsyfer, maar dis amper soos 'n besluitnemingsdiagram wanneer mense nou besluit, jy weet wie is jou regte trustee. En tipies kan jy na die korporatiewe kant aan die een kant gaan of jy kan meer net na individuele trustee gaan. So jy kan gaan kyk, kan dit 'n verwante party wees? Ja, 'n familielid kan 'n trustee wees want jy het 'n trustee moontlik nodig om na minderjarige kinders te kyk en op 'n manier hulle voogte te wees, so daar is plek daarvoor. Kan dit 'n vriend wees? Ja, daar's nie fout daarmee nie, maar dis baie belangrik ook om onafhanklike professionele mense by die trust te betrek. Maar 'n onafhanklike professionele persoon gaan nie noodwendig vir jou die professionele trustdienste gee wat ons wetgewing op die oomblik vereis nie, want jou besigheid moet toegerus wees om dit te kan doen. En ek meen, julle is deur 'n hele revolusionêre verandering met sagte ware en 'n groot belegging in die afgelope 2 jaar om dit te kan doen. So, net die waarskuwing weer, die feit dat jy onafhanklike persoon het, sê nie dat jou trustdienste word professioneel deur daai persoon behartig nie. Ja, en ek dink as jy na daai besluitnemingsdiagram kyk, kom dit eintlik tot die gevolgtrekking dat 'n kombinasie van trustees is eintlik die perfekte omgewing. En verskillende ouderdomme, verskillende geslagte, ja, net waar daar klomp wysheid in kan wees. En dan kom ek terug by wat ek in die eerste helfte gesê het oor wat se koste om 'n trust te hê. Ja. En om al hierdie mense in plek te hou, kom nie verniet nie. So jy begin by daai punt kom dat jy regtig substansiële bates in 'n trust moet hê om dit regtig vir jou die moeite werd te maak oor 'n lang termyn. Ja. En ek dink die mense is nie 90% van mense wat 'n trust het, lees nie hierdie goed nie. Hulle is nie betrokke in wetgewing wat verander nie en hulle sal met 'n skok agterkom as daar aan hulle deur geklop word wat hulle verpligtinge eintlik reeds was rondom hierdie goed. Ja, en wat hulle gedink het hulle trustees nakom, maar hulle nie noodwendig gedoen het nie. En hoekom dit so ernstig is dat direk gekoppel is aan Suid-Afrika se gryslysting internasionaal as gevolg van geldwasery en alles wat daarmee gepaard gaan. Soveel misdaad is weggesteek binne donker truststrukture wat jy nie by die warm liggaam kan uitkom soos wat ons dit nou beskryf, wat agter daai trust staan nie. So hierdie goed is nie gedoen om werk te skep vir my en jou of om prokureurs of wat ook al aan die gang te hou nie. Daar's inherent rede daarvoor. Ons kan debatteer of die toepassing en die implementering effektief was. Dis heeltemal iets anders, maar as jy inherent na die kern hiervan gaan kyk, sny dit diep tot die wese van ons ekonomie. Seker. En dis hoekom die nie nakoming daarvan so ernstig is. Want die rede vir die implementering is bitter ernstig. So mense moet deeglik bewus wees daarvan en selfs al het jy 'n dormante trust wat daar in die kas lê wat jy opgerig het om eendag dalk iets mee te doen en jy het een van hierdie nog nie vir 'n bankrekening ook nie baie jare nie belastingopgawes ingedien nie, as jy moeilikheid. Op 'n tyd was hierdie eiendoms hierdie persone wat syndikasies aan die gang en al hierdie persone wat hierdie sisteme van trust en eiendom en jy herfinansier en al daai mooi goeders verduidelik, het trust opgerig vir mense left, right en center. As jy vergeet het van daai trust, gaan skit hom dalk af en gaan die registreer hom eerder, gaan deur die kostestruktuur en kry hom geskrap. Ja, en dis 'n proses deur die SARS in die eerste plek, jy moet hom belastinggewys opruim en dan moet jy hom by die meester gaan toemaak. Seker, ja.
Goed, nee, ek dink hierso is stof tot nadenke. Ag, hier's 'n ander kant hiervan en dis die koöperatiewe kant en omdat ek lank in 'n koöperatiewe omgewing gewerk het, in 'n groot bank het ons uiteraard ook 'n trust afdeling gehad. Ons het wonderlike werk vir kliënte daar gedoen. En sonder om negatief te wees oor korporatiewe trust dienste, is die dilemma net wat ek daar beleef is die afstand tussen die trust diensverskaffer en die kliënt. Daar is nie altyd daai naby adviesverhouding kliënt, soos wat 'n kliënt tipies met sy ouditeur of prokureur of finansiële adviseur sal hê nie. En dit maak dit net eintlik baie moeilik, weet vir wat jy daarvoor betaal en die waarde wat jy daarvoor kry. En dan hartseer, ek moet dit sê, wanneer dit in hierdie instellings kom, dan word trustees baie keer gedwing om, as die beleggings byvoorbeeld gemaak word en die trustdienste word deur Bank X aangebied, dan moet die beleggings deur Bank X gedoen word. En ek het 'n probleem met die onafhanklikheid daarvan. Ek is tans besig om so trustees te wysig waar 'n koöperatiewe trustee uitgehaal word. Ja. En dis baie keer wat gebeur is wanneer dit oorgaan van een generasie na 'n ander een toe. Pa en ma was happy om met X bank te werk as die onafhanklike trustee en die advies te kry, want daar was dalk 'n verhouding met 'n adviseur tussen dit. Maar sodra dit 'n generasie na die volgende generasie toe gaan, dan soek hulle daai persoonlike kontak en hulle kry 'n call center en 'n voice note en onpersoonlike goed en dan begin hulle belangstelling verloor in die korporatiewe trustee. Daar's 'n plek vir hulle, dink ek tog, in sekere omstandighede, maar weer eens gaan dit dalk oor die kombinasie van trustees eerder as net om om alles op rooi te sit om te sê, luister, ek het net 'n korporatiewe trustee hierso. Ja, ek kan nie sien dat 'n mens 'n trust kan hê anderster as met iemand wie regtig 'n wesenlike belang in die trust het, dat daai persoon 'n trustee sal wees. En dis nie altyd al die broers en susters saam op een trust nie, maar jy op jou eie trust, né? Saam met miskien nog 'n ander familielid wat jy diep vertrou, 'n rekeningkundige persoon wie jou onafhanklike trustee kan wees, maar dan as die rekeningkundige persoon nie die professionele trustdienste vir jou kan lewer nie, gaan jy daarna moet kyk. Wel die geval is dat in die internasionale trusts waarmee ons werk, is korporatiewe trustees eintlik maar kern. Jy kan eintlik in baie internasionale jurisdiksies nie eers 'n trustee op jou eie trust wees nie. Precies. Jy moet 'n korporatiewe trustee hê. Ja, so daar's 'n plek daarvoor, en moenie dit net weggooi nie. Nee, verseker nie. Ons trustdienste kan jou waarskynlik meer in hierdie rigting begin, Ek dink verder ontwikkel. Niels, dankie, dit was baie leersaam. So, die vraag is eenvoudig, stukkie huiswerk. Het jy die regte opvolgende trustees vir jou trust? Jy kan deur jou testament hulle aanwys. Jy het dalk die regtes nou. Het jy vir die toekoms die regtes? Jy maak seker dat jy nie in terme van al die nuwe veranderinge op trust reeds in die moeilikheid is nie. Gaan ruim dit op. Goed, ons gesels volgende week in episode 89 oor 'n baie interessante onderwerp. Dit gaan oor ontwikkeling van leierskap in familiebesighede, maar coaching, leierskap afrigting. Ek dink dit is ook iets wat ek al hoe meer sien. Julle kan ons kontak op ons e-posadres info@rig.ac of ons op ons webwerf besoek rig.ac. Tot volgende keer, dankie Niels. Dankie Willem. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.